vanaand, Suid-Afrika verskerp sy fokus op die eksplorasie en produksie van olie en gas. Khoi en San gemeenskappe wil die herbegrafnis van die oorskot van 58 Khoi en San mense uitstel. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne is van voorneme om sy eksplorasie en produksie van olie en gas te verskerp. Die departement en rolspelers in die olie- en gassektore het die Suid-Afrikaanse olie- en gaskonferensie in Kaapstad bygewoon te midde van die stygende olieprys. Dit terwyl die oorlog tussen Israel, Iran en die VSA voortwoed. Die skerp styging wêreldwyd in die olieprys plaas die vergrootglas opnuut op Afrika se energiesekuriteit. Tydens die konferensie is daar klem gelê op die behoefte dat die vasteland sy eie energiehulpbronne moet ontwikkel. Maar die Departement van Minerale en Petroleumhulpbronne reken die krisis in die Midde-Ooste het min tot geen impak op Suid-Afrika se olievoorraad nie, ondanks die verwagting dat die olieprys nog verder sal styg. For now, we can say as if we are not affected, but in the long run, definitely it will affect us. The prices will go up. As a department, we are working with the industry so that we'll be able to, come up with solutions to assist the government when it comes to the price going up. But we are working with other departments. We are not alone in this situation. We are working with all government departments. Die volhoubare ontwikkeling van Suid-Afrika se olie- en gassektore het die potensiaal om energiearmoede te verminder en die ekonomie te laat groei. Daar's verskillende sessies wat natuurlik kyk na die verskillende aspekte van die olie- en gasbedryf in Suider-Afrika. Soos byvoorbeeld klein sake ondernemings. Hoe kan klein sake ondernemings gehelp word? Hoe kan ons jong mense ontwikkel word om optimum gebruik te maak van hierdie geleenthede wat voorlê? Die departement is daarvan oortuig dat Suid-Afrika 'n beduidende potensiaal het om aardgas te vind en te produseer. Indien die hulpbronne behoorlik ontwikkel word, kan dit verligting bring vir talle maatskaplike ekonomiese kwessies wat die land se vooruitgang belemmer. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Die polisiespeurder in die georganiseerde misdaadeenheid, Sergeant Fanny Nkosi, ontken dat hy Vusimusi Kat Matlala laat weet het van 'n voornemende polisieklopjag op sy woning. Nkosi het voor die Madlanga-kommissie getuig oor die uitlek van vertroulike polisie-inligting insluitend die klopjag. Die kommissie ondersoek beweringe van misdadigheid en korrupsie in die polisiediens. Die polisie het die klopjag op 6 Desember 2024 uitgevoer op die vermeende kartellid Matlala se woning op soek na die ontvoerde sakeman Jerry Beshoga. Beshoga was nie daar nie, na bewering omdat hy betyds verskuif is na die tuiste van die vermeende ontvoeringsbaas Ismail Nangi. Nkosi ontken dat hy 'n wenk aan Matlala gestuur het, ondanks getuienis wat toon dat hy op 5 en 6 Desember gekommunikeer het met Matlala. There is a suspicion that on the day, the 6th of December 2024, Mr. Matlala was tipped off by somebody within SAPS that GCI Ops will be raiding his home. And there is a suspicion that you or somebody else may have tipped him off. And I want to give you the opportunity to respond to that. Did you tip off Mr. Matlala that police are coming to his house? No. Nkosi is ook gepols oor vertroulike polisie-inligting wat hy versprei het, insluitend aan 'n sekere Steven Motsumi. I'm sending this to Mr. Motsumi to praise the good work that the police has done because of his got concern that police are not working. Die vertroulike inligting wat Nkosi oorgedra het, strook egter nie met die verduideliking nie.
This is internal SAPS information that's never shared with the public. Names of witnesses, I think it doesn't require much debate to say, well, witnesses are protected. The public can't know who is going to be testifying about these things. Here you are, you've shared with Mr. Mutsumi. It cannot be because of his interest in crime that's happening in the country that you give him the name of a witness. I just sent it him as raw as it was, where I got it from the public, and I sent it. Die sitting duur voort. Die nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masemola sê dit was onverantwoordelik om 'n opdrag uit te reik om die politieke moorde taakspan te ontbind. Hy sê dit lyk of die besluit ten doel gehad het om verdere ondersoeke na misdadige kartelle in Gauteng te voorkom. Dis die tweede keer dat Masemola voor die parlement se ad hoc komitee verskyn. Die komitee ondersoek beweringe van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, dat daar misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel is. Masemola het ook herhaal dat die minister van polisie op spesiale verlof, Senzo Mchunu, hom nie oor die besluit geraadpleeg het nie om die taakspan te ontbind nie. Masemola sê dat dit tot hom deurgedring dat die opdrag moontlik daarop gemik was om ondersoeke na misdaadkartelle in Gauteng te stop. From the communication that we saw on the charts between Mokgotsi, Matala and General Sibiya, that's where we detected that here there is, of course, minister is also quoted or messages are being exchanged between him and Mokgotsi and Matlala, Mokgotsi in between them. That's when we realized that this group of people looks like their aim is to prevent the investigation of Gauteng cases. Volgens Masemola is hy ook gedwing om die lede van die beweerde 5 groot misdaadkartelle wat in die land bedrywig is te noem. 2 of those 5, which is your Matlala and Katiso Molefe, I know those. The other 3, even though I know them, it's not the right time to disclose names now. We are still doing investigation. We will disclose at the right time. Masemola sê Vusi Musi, Kat Matlala, is moontlik deur 'n interne bron in kennis gestel van 'n klopjag op sy huis in Mei verlede jaar. When General Khumalo and his team were planning the special task force to go and raid Matlala's house to find Jerry Bushora, there has been leakage of information during that time, which alerted Matlala, and subsequently he removed whoever was there. So that information, but I can only leave it there. We are still investigating. Die ad hoc komitee se ondersoek duur voort. Ouers in die Durban-omgewing word gevra om kalm te bly midde 'n moontlike uitbreking van hand, voet en mondsiekte. Dit en ander nuus net hierna. Die Amerikaanse president Donald Trump het uitgevaar teen lidlande van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO, wat aangedui het dat hulle nie aan militêre operasies gaan deelneem in die VSA-Israel-oorlog teen Iran nie. Trump het op die sosiale media-platform Truth Social gesê dat sy land nie meer NAVO-lidlande se hulp nodig het nie, aangesien Amerika die magtigste land in die wêreld is. Die hoof van die VSA se teen-terrorisme sentrum, Joseph Kent, het intussen bedank. Kent voer aan dat Iran geen onmiddellike bedreiging vir die VSA ingehou het nie. Trump voer aan dat die VSA eintlik nooit die hulp van NAVO-lidlande nodig gehad het nie, ook nie die van Japan, Australië en Suid-Korea nie. Dit terwyl Kent in sy bedankingsbrief aan Trump geskryf het dat sy gewete hom weerhou om die oorlog teen Iran te ondersteun. Hy sê Teheran het geen onmiddellike bedreiging vir die VSA ingehou nie. Kent is die eerste senior lid van die Trump-administrasie wat weens die oorlog bedank. Hy voer aan dat die oorlog die gevolg is van voortgesette druk van Israel en ander drukgroepe op die Trump-administrasie. Nie die Withuis of die kantoor van die direkteur van nasionale intelligensie wou onmiddellik kommentaar lewer nie.
Intussen voer die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu aan dat die Iranse hoof van sekuriteit, Ali Larijani, en sy seun in 'n hommeltuigaanval dood is. Larijani, wat verlede Vrydag laas gesien is, en sy seun het glo in 'n woonstel geskuil. Iran het egter nog nie Larijani se dood bevestig nie. Intussen styg die olieprys steeds. Trump het vroeër gehoop op Europa se hulp om die straat van Hormuz te beveilig, maar Europa blyk onwillig te wees. Trump, wat aan die einde van die maand met sy Chinese amptgenoot Xi Jinping sou vergader, het gevra dat sy besoek aan Beijing met sowat 'n maand uitgestel word. Afghanistan beskuldig Pakistan van 'n lugaanval op Kabul waarin 400 mense by 'n dwelmrehabilitasiesentrum gesterf het. Pakistan sê hy het 'n militêre basis geteiken. Konflik het verlede maand tussen die twee lande uitgebreek. Pakistan sê Afghanistan is 'n veilige hawe vir militante wat aanvalle op sy burgers uitvoer. Die Taliban ontken die bewering ten sterkste. 'n Kliniese viroloog in KwaZulu-Natal het 'n beroep om kalmte gedoen nadat ongeverifieerde gevalle van hand-, voet- en mondsiekte in die Durban-omgewing aangemeld is. Ouers is paniekbevange nadat beweer is dat die virus by kleuter- en laerskole versprei word. Gesondheidsowerhede sê hoewel die virus aansteeklik is dit 'n algemene virale infeksie en hou dit nie verband met die back-and-closure virus wat by hoefdiere gevind word nie. Hand-, voet- en mondsiekte is 'n algemene seisonale kindersiekte wat by kinders onder die ouderdom van 10 aangetref word, veral die met 'n swak immuunstelsel. Dit word veral by skole versprei deur middel van direkte kontak en sweet, as ook die uitruil van skryfbehoeftes en speelgoed. So with hand, foot and mouth disease, the common symptoms are tiny fluid-filled blisters that occur on the palms, the soles, within the mouth, on the tongue, and the mucosa within the mouth, as well as the individual may have a sore throat, fatigue. The other problems that may arise are very rare. Sy sê dit moet nie met die diere siekte back-and-closure verwar word nie. Those are completely separate entities, and in cattle, those kind of viruses that cause the disease do not actually affect humans. Hand, foot and mouth disease, on the other hand, is caused by a group of Coxsackie viruses and is usually most common in children under the age of 5 years. Daar is geen spesifieke behandeling vir die virus nie, maar Goude sê ouers moet hul kinders se koors behandel en verseker dat hulle nie dehidreer nie. Hulle moet ook by die huis bly as hulle simptome toon. In Februarie verlede jaar is daar 370 gevalle in verskeie distrikte insluitend eThekwini en Ugu aangemeld. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Afstammelinge van Khoi en San mense wat volgende week in Namakwaland herbegrawe sou word, het gevra dat die geleentheid uitgestel word. Khoi en San gemeenskappe sê hulle is nie behoorlik geraadpleeg oor die proses om die oorskot van 58 Khoi en San mense te herbegrawe nie. Hulle is ook ontevrede met die diensverskaffer wat vir die herbegrafnis aangestel is. Hulle vrees dat kulturele praktyke nie nagekom sal word nie. Die 58 se oorskot is verlede jaar deur Skotland aan Suid-Afrika terugbesorg nadat dit dekades lank in 'n museum uitgestal is. Dit is gedurende die koloniale tydperk onwettig na Skotland geneem. Oorskot wat by die Iziko Museum in Kaapstad gevind is, sal ook deel vorm van die herbegrawingsproses. Die oorskot van die Khoi en San het verlede jaar Oktober in Suid-Afrika aangekom. Hulle was deel van 'n rasgebaseerde antropologiese navorsing wat die Universiteit van Glasgow meer as 'n eeu gelede uitgevoer het. Hulle sal na verwagting volgende week by Kinderlê naby Steenkop herbegrawe word.
maar afstammelinge wil hê dit moet uitgestel word. Die Khoi en San afstammelinge was nie voldoende erken in die besluitneming oor die oorskotte van hulle voorvaders en die herbegrafnis op hulle grond nie. Hierdie begrafnis is nie maar net 'n formaliteit nie. Dit is 'n heilige ritueel. Ons mense was nie behoorlik betrokke by die prosesse en die besluitneming van hierdie herbegrafnis nie. Ons het gehoor by ander mense en uitgevind dat daar terreinbesoeke gedoen was. Ons was nie betrokke by dit nie. By geen een van die vergaderings waar besluite geneem was ons behoorlik verteenwoordigend nie. So ons voel dat hierdie proses was gestoomroller oor ons gemeenskap. Ons gemeenskap se regte is eintlik te nagekom. Ons is ontneem van ons regte. DNS-toetse wat op die oorskot uitgevoer was nie deurslaggewend nie en hulle stamme waarvan hulle afkomstig was kon nie bepaal word nie. Gevolglik sal die tradisionele begrafnisrituele van al die Khoi en San gemeenskappe tydens die seremonie uitgevoer word. Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur wat die herbegrafnisproses lei, was nie beskikbaar vir kommentaar nie. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die hoofrede lewer. 'n Tradisionele nagwak sal ook die aand voor die herbegrafnis gehou word. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die sportnuus en die weer volg net hierna, bly gerus ingeskakel. 'n lekker manier om vanaand te moet groet. Tot môre aan, totsiens. Dis tyd vir die weer. Goeienaand. Welkom. Vandag is 60% kans vir reën in die sentrale en suidelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 60% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land. Andersins 30% kans vir reën in die res van die land. Vir môre reën duur steeds voor 30 tot 60% kans vir reën in die res van die land. Ons sien dan ook miskolle môreoggend in die noordoostelike dele van die land. Vir vannag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word oor groot gedeeltes van Noord-Kaap, Wes-Kaap en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir ewige donderbuie in dele van Noordwes en dan sien ons ook in die suidelike dele van die land. Dan is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Carletonville 15-24 en Pretoria het dan 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 28. In Limpopo baie nat in die provinsie, Lephalale 17-29, Messina maksimum van 30 en Mokopane 16-28, Mpumalanga, Carolina 11-27, Mbombela 18-28 en Skukuza het 'n maksimum van 32. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Vryheid 16-29, Durban 'n maksimum van 30 en Ulundi het dan 'n minimum van 19 en 'n maksimum van 31. In die Oos-Kaap, Willowmore 17-26, Mthatha maksimum van 31 en Mkanda 18-29. In die Wes-Kaap, Laingsburg maksimum van 28, Worcester 'n maksimum van 33 en Hermanus 19-24. In die Noord-Kaap, Appington 'n maksimum van 33, Carnarvon 20-30 en Kimberley het dan 'n maksimum van 28. In die Vrystaat, Bloemfontein 16-28, Wepener 13-26 en Bethlehem met 'n maksimum van 26. Ons laaste provinsie is Noordwes, Mahikeng 'n maksimum van 27 en dan Zwaziland het dan 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 27. Dit is dan van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.